Action SA lê 'n klag by die openbare beskermer teen Resolve Communications en eers gered en nou red hy. Die storie van Tsunami die skaaphond wat oorlewendes onder die puin in Venezuela uitsniffel. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Action SA het 'n klag by die openbare beskermer ingedien teen die voormalige DA-leier Tony Leon se maatskappy Resolve Communications weens beweringe van staatskaping-agtige optrede. Volgens die nasionale voorsitter van Action SA, Michael Beaumont, misbruik Leon sy invloed in die DA om kliënte soos die satelliet-internetdiens Starlink toegang tot ministers te gee. Beaumont sê dat die klagte op 'n toenemende gedragspatroon gegrond is wat 'n formele ondersoek genoodsaak het. Resolve Communications het in 'n verklaring alle beskuldigings ontken en sê dat die beweringe bloot politieke kwaadstokery sonder enige bewyse is. Die maatskappy hou vol dat hy te alle tye wettig, deursigtig en ooreenstemming met die erkende standaarde van hul beroep opgetree het. Die munisipale bestuurder van die Madibeng plaaslike munisipaliteit, Quiet Gatla, is gisteraand in 'n vermoedelike sluipmoordaanval op die R511 naby Hartbeespoort gewond, nadat aanvallers verskeie skote op sy voertuig afgevuur het. Hy het skietwonde aan sy arm en bekken opgedoen en is na hospitaal in Brits geneem. Volgens ooggetuies is sowat 16 skote afgevuur terwyl ondersoekers 11 koelgate in die voertuig getel het. Sy termyn word gekenmerk deur onstabiliteit, insluitend interne geskille oor administratiewe aanstellings, skorsings wat deur die hof tersyde gestel is en forensiese ondersoeke na munisipale verkrygingsprosesse. Die polisie ondersoek die voorval en beeldmateriaal van 'n paneelkamera is as deel van die ondersoek oorhandig. President Cyril Ramaphosa het vandag namens die Afrika-Unie 'n solidariteitsbesoek aan die Demokratiese Republiek die Kongo gebring om die AU se steun aan die land toe te sê in sy stryd teen die Ebola-uitbreking. Ramaphosa, wat die AU se amptelike kampvegter vir pandemievoorkoming, gereedheid en reaksie is, sal ook samesprekings met die president van die DRK, Felix Tshisekedi, voer. Meer as $100 miljoen is deur AU-lande vir die bestuur van die pandemie bewillig. Die dodetal in die busongeluk naby Touwsrivier in die Wes-Kaap het tot 16 gestyg. Die ongeluk het vroeg vanoggend gebeur toe 'n bus met 78 passasiers van Kaapstad na Idutwa in die Oos-Kaap onderweg was. Volgens voorlopige inligting het die bestuurder beheer oor die bus verloor nadat hy na bewering uitgeswaai het om 'n botsing met 'n afleweringsvoertuig te vermy. 20 mense is beseer en na die Woester Hospitaal geneem. Die Padverkeersbestuurskorporasie en die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek die oorsaak van die ongeluk. 3 Lesotho burgers het vandag vir 'n tweede keer in die Landdroshof in Johannesburg verskyn na hul inhegtenisneming in verband met 'n massa-skietvoorval in Cleveland in Johannesburg verlede maand, waarin 13 mense dood is. Die 3 het verlede week vlugtig in die hof verskyn, waarna die saak uitgestel is vir profilering, adresverifikasie en die bevestiging van hul wettige status in die land. Meer as 10 verdagtes het op 9 Junie omstreeks 11 uur die aand die Jumpers informele nedersetting in Cleveland binnegegaan en op inwoners begin skiet. 12 mense is dood en 15 is beseer, waarna die 13de slagoffer later dood is. Die 3 verdagtes is verlede week by die KwaMai informele nedersetting in Johannesburg in hegtenis geneem. Die saak is tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die waarnemende president van Venezuela, Delcy Rodriguez, het gister 7 dae van rou vir die slagoffers van die 2 verwoestende aardbewings wat op Woensdag 24 Junie plaasgevind het, afgekondig. In die warboel van die gebeure het 'n 8-jarige skaaphond genaamd Tsunami tot dusver minstens 13 slagoffers lewend uit die puin uitgesniffel. Die soek- en reddingshond was oorspronklik 'n verwaarloosde straathond wat gered is en vir jare intensiewe opleiding by die Cesar Isid rampreaksie hondeopleidingsentrum in Venezuela ondergaan het. Saam met sy hanteerder en eienaar van Cesar Isid, Jorge Beens, span Tsunami sy reuksintuig in om oorlewendes op te spoor wat diep onder ineengestorte geboue en swaar puin vasgekeer was. Owerhede het bevestig dat hierdie sending sy laaste sal wees,
waarna hy welverdiend sy aftrede kan geniet. En op daardie noot bring dit ons aan die einde van vanaand se Visuele Nuusbulletin. Baie dankie vir die saamkyk, lekker aand verder. Ons het môre aand weer 'n afspraak.